daarom nie so koud vanmôre nie, hè? Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, ons dankie dat ons hier by mekaar kan kom in die naam vanmôre. Here, u woord sê vir ons, waar ons twee of meer by mekaar is, oor een ding saamstem, is hier tot ons midde. Ons sê dankie daarvoor. Ons sê dankie dat die Heilige Gees vir ons gegee is as betrooster, raadsman en leidsman. Dan dank ons u vir 'n nuwe dag. En dat u die woord vir ons sal oopmaak vandag, dat ons dit sal verstaan en my so lei, laat ek die ware woord bring. En ons vra dit alleen uit die genade in die naam van Jesus. Amen. In Hosea 4 vers 6 lees ons, my volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis. Omdat die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my priesterskap nie sal bedien nie. My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis. En dit is so waar. Daar is so gebrek aan kennis by ons. Baie mense lees glad nie meer die Bybel nie. Of ons lees net vinnig 'n ou versie of twee in die aand of in die oggend vinnig. En baie mense gaan net op een versie. Hulle kyk nie na die hele konteks van waaroor die verhaal gaan nie. Wat my daarna dink het, is vroeër in die week vra iemand my ou kollega, bel my en ons bespreek die ding van beloftes. En dis ook graag die tema wat ek vandag se woord wil gee, is beloftes. En hy sê vir my, Jan, God beloof ons so baie dinge, maar ek sien nie die beloftes waar word nie. Hoekom? Wat is fout? Ek sukkel so, en die belofte sê so, en daai sê so, maar dit gebeur nie. En hy vra vir my, stuur vir my al die beloftes in die Bybel. Soms so op WhatsApp. Sê ek nee, dit is maklik. Het jy 'n Bybel? Ja. Ek sê nou, daar is die beloftes, gaan lees hulle. Ja, maar, ja, nou sê jy snaaks. Ek sê nee. In die Bybel is daar meer as 3000 beloftes. Die navorser sê 2997, ander sê 3000, ander sê oor 3000. Ek het hulle nog nie gaan tel nie. Daar is 66 boeke in die Bybel. Ek het hulle nog nie so gelees om elke belofte te lees of te merk of neer te skryf nie. En as ons met elke belofte gaan lees, of elke dag een belofte, of oor een belofte gaan bid, en as oor 3000, 365 dae in 'n jaar, weet nie hoe goed is my wiskunde nie, maar het gaan ons so 22 jaar vat, om elke dag een belofte te leer en oor te bid. Die meeste van ons het nie meer 22 jaar oor nie. Maar nou moet ons verstaan, as ons nou dink aan die kennis, die woord is 'n wonderlike ding. Die boek wat ons noem die Bybel, is die beste verkoper boek ooit in die wêreld en nog steeds. Daar is 5 en 7 biljoen Bybels daar buite. Hy is in 2900 tale, is die woord al. En 31% van alle mense is glo Christene, van al die gelowe, Hindoe gelowe en ander gelowe. Is maar 31% behoort aan die Christelike geloof. En maar 83% van hulle besit 'n Bybel. Daar is in baie lande wat mense nie Bybels het nie. Ander lande mag mense nie eens 'n Bybel besit nie. As hy gevang word met 'n Bybel, gaan hy tronk toe, of hy word vermoor, is die doodstraf. Hulle is nie so bevoorreg soos ons wat, party van ons het 'n paar Bybels.
meen in ons huis ek het nog nie getel nie, maar ek glo daar seker maklik 10 Bybels en verskillende vertalings en Bybels in ons huis. Hulle reken daar so 2.6 Bybels in elke huis van elke Christen. Maar ons is bevoorreg, ons kan by mekaar kom, ons kan openlik die woord versprei en gesels daaroor en die Bybel gebruik. Ander lande nie. Jy word die doodstraf toegedien as jy 'n Bybel het. En net om terug te kom na die beloftes, hoekom word ons beloftes nie waar nie? En dit laat my so dink aan 'n advertensie. Ons lees baie keer advertensies in die koerante of tydskrifte. Dan staan daar so onderkant klein T&C, Terms and Conditions Apply, né? Terms en voorwaardes. Dan is daar een of ander voorwaarde. As jy die ding koop op die prentjie, dan is daar voorwaarde. As is so klein, die klein skrif, sê, dit is net tot die 10de van die maand. Want as jy nou die 11de van die maand aankom, dan is die ding duurder. Dan sê jy maar, hier sê die advertensie sê, hy kos R100, nou is hy R120. Dan sê hulle, nee, kyk, by die kondisie sê hulle, dit was net tot die 10de van die maand. So daar is 'n voorwaarde aan. En net so, met al die beloftes in die woord, is daar 'n voorwaarde aan. Belofte is nie net 'n belofte en ons gaan dit kry en dinge gaan uit die hemel uitval nie. Ons moet iets doen, dan kan ons die belofte kry. Iets gee, dan kan die belofte waar word. So, ek sê altyd 'n pond vleis vir 'n pond vleis, jy kry niks verniet nie. Maar as ons kyk daar, toe die Here die Israeliete uit Egipte uitgelei het, na die beloofde land toe, hy kon vir die kort pad gegee het, hulle kon maklik daar na Kanaan toe gegaan het. Maar, hoekom het hy hulle nie direction toe gestuur nie? Hoekom het hulle die lang pad gevat? En hulle het 40 jaar gevat, baie dinge deurgegaan. Want hy moes hulle die wys, hulle moes die ware God leer ken. En hy het hulle beproef. En hulle het so baie wonderwerke gesien. Ek meen, hulle het deur die Rooi See getrek, daar in Exodus. En op baie stadium toe sing hulle, die Here regeer tot in die einde, of tot in die ewigheid, daar in Exodus 15 lees ons dit. En daarna word hulle geloof weer beproef. In Exodus 16, daar met die bitter water van Mara, en die gebrek aan kos, toe kry hulle manna uit die hemel uit om te eet, né? En die water uit die rots uit waar dors kom. En daar was baie vrae, hoekom moes hulle deur die woestyn trek? Hoekom moes hulle so sukkel? Maar dit was alles beproewing. En hulle het begin twyfel. Hulle het onder mekaar gepraat en gesê, ons moes eerder maar gebly het as slawe. Want nou het hulle geloof verloor. En hulle het toch gesien, die Rooi See het oopgegaan, hulle het deur die see getrek, en die manna en die kwartels en die water uit die rots uit. En daar in Numeri 14 lees ons dat hulle wou omdraai. Hulle was daar by beloofde land, daar by die Jordaanrivier. Toe wou hulle omdraai. En hulle het afgode aanbid. So hoekom is hulle deur al hierdie smart en probleme gevat voor hulle die beloofde land? Ek meen, God het hulle beloof 'n beloofde land, maar het hulle deur al hierdie probleme gevat. Want hy het hulle getoets vir 40 jaar, omdat hulle al die verkeerde dinge gedoen het, en klein was in geloof, en getwyfel het, en toe nou aan die afgode aanbid het. Hulle het hulle harte verhard teen God, en hy het kwaad geword, en hulle is gestraf. Dis hoekom hulle nie so vinnig die beloofde land ingegaan het nie. En dan het ek net so 'n paar beloftes uit die woord uitgehaal. Ons gaan nie hier kan bly vir al 3000 nie, plus minus, soveel beloftes daar ons is. So, net so paartjies wat baie van ons al gehoor het, of bekend is. Matteus 11 van vers 28, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee.
So die belofte is hierso, ek sal julle rus gee. Almal wat bemoeid en belas is, ek sal julle rus gee. Maar daai terms and conditions, die voorwaardes, kom na my toe. Dis so duidelik. Die Here sê vir ons, kom na my toe. Ek sal julle rus gee. Nie gaan na Pico, Sunny, Sis en Sa toe nie. Kom na my toe. Ons is so maklik as ons in 'n probleem vasloop of belas is met die wêreldse probleme, met jou werk of skool of finansiëel of iets loop verkeerd. Dan sal so gou om, ek sien deesdae om te Google, wat moet ek maak met dit? Of na 'n familielid, man of vrou, broer, suster, iemand het te hulp. Ek het die probleem, hoe help? Nee. Die Here sê, kom na my toe. Sommige mense mis daai een heeltemal. En ons sien dit baie. Hulle mis hy stukkie van kom na my toe. Party hardloop sielkundige toe. Ander hardloop pille toe. Ander hardloop kroeg toe. Borrelstoer toe. Of na die kroegman toe vir raad. Ander gaan sit op behoop as en treur. Wysvinger na niemand nie. Selfskuldig aan van die goed. Die Here sê vir ons duidelik, kom na my toe. Nie hardloop na skoonma toe nie. Of na die kroegman toe nie. En ek sal julle rus gee. So as so baie beloftes. En ons bid baie keer as ons iewers heen ry en vra, Here, maak die pad vir ons gelyk en veilig. Ons gaan nou iewers heen ry. Of as ons gaan slaap in die aand en ons bid, dan sê ons, beskerm my deur die dag. Maar onthou ons moet ons kant ook bring. Ek weet die Here beskerm ons en bewaar ons. Maar ek kan nie nou gaan en my hek oop los by huis en ek sluit nie my motor nie. En ek los die deur en die veiligheidshek oop en ek gaan klim in my bed en sê, ag, ek sal raai, die Here sal my beskerm deur die nag nie. Dis Suid-Afrika. Hulle gaan my wegdra of my motor wegdra of dalk iets erger. So ek moet tog nog iets doen. Ek moet my hek sluit en my motor sluit en my deur sluit. Dan kan ek vra, beskerm my. Nou het ek my deel gedoen. En ek kan 'n rustige nag hê sonder om rond te rol en nagmerries te kry, iemand sny my keel af. Selfs wat die woord sê. Moenie bekommerd wees oor gister of môre nie. Gister is verby. Moet nie môre vrees nie. Die Here sal sorg. Wat sal jy bekommerd wees wat jy eet of aantrek môre? Hy sorg tot vir die voëls in die lug. Hoe meer sal hy nie vir ons sorg nie? Dit beteken nie, nou kry ek my salaris en maak ek wat ek wil. Van my kant af moet ek tog bietjie beplan. Ek weet dit is nog 30 dae voor ek weer inkomste kry. So ek kan nie al my geld nou spandeer en sê, ag, die Here sal sorg. Ek moet tog in 'n mate beplan. En sê ons is soveel mense en ons eet soveel brood 'n dag. So ek moet soveel geld bymekaar hou vir die maand vir brood. Ek kan dit nie net los en verwag die Here gaan sorg nie. Iewers gaan ons honger slaap. Of nie geld hê vir petrol nie. Ek moet beplan. So ons moet ons gedeelte nakom. Dan, soos julle almal weet, my gunsteling versie in die woord, Spreuke 3 vers 6. Pastoor Pietersen ook. Eerste maal toe ek so sê, toe kom hy na my toe agterna, hy sê, kyk jy op my foon, ou besigheidskaartjie daar, dis my gunsteling ook. En Spreuke 3 vers 6, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Hy sal ons paaie gelyk maak. Dis 'n belofte.
Maar wat is die voorwaarde? Ken hom in al jou weë. Wat is al ons weë? As jy gaan slaap, as jy opstaan, as jy by jou deur uit gaan iewers heen, as jy gaan werk, as jy gaan kuier, as jy gaan braai, as jy gaan dorp toe gaan, as jy wat ook al jy doen, al jou weë. Nie net Sondagoggend op pad kerk en terug nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. En in vers 7 net daarna, wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Daar's nog 'n voorwaarde in dieselfde gedeelte. Hy sal ons paaie gelyk maak, maar ken hom in al jou weë en vrees hom. Wees nie wys in jou eie oë nie. En ons doen dit so maklik. En ons val elke keer vir dit. Ek doen reg. My way of the highway, sê ons mos altyd. En dis nie wat hy sê nie. Wees nie wys in jou eie oë nie. Ek het dit al voorheen genoem. Ek en Adele het dieselfde gedoen so 'n klompie jare terug. Baie goed gegaan. Ons het albei ons werke gelos, ek het 'n besigheid gehad, ons het 'n winkel oopgemaak. Maar ons het nie gebid daaroor nie. Ons het God nie geken in daai weë en daai planne van ons nie. En toe het nou te lekker gaan. In 'n oogwinkie vat hy alles weg. En ons het oorgebly met ons tassie klere. So ken hom in al jou weë. Nog steeds in Spreuke 1 vers 33. Maar die wat na my luister, sal veilig woon en gerus wees teen die skrik vir die onheil. Ek kan dit amper koppel aan wat ek nou vertel het van, ek moet my hek sluit daarom, in my huis se deur as ek gaan slaap. Die wat na my luister, dis die voorwaarde, sal veilig woon en gerus wees teen die skrik van die onheil. So ons hoef nie te skrik vir onheil nie, maar ons moet luister. Anders gaan ons in vrees lewe. En nog 'n groot voorbeeld, daar in Johannes 1 vers 9. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Hier beloof hy ons. Hy sal al ons sondes vergewe en ons van alle ongeregtigheid reinig. Maar ons moet ons sondes bely. Dink aan die Onse Vader gebed. Dis daarin ook, wat die Here sê, so moet jy bid. Onse Vader wat in die hemel is. En daar is 'n versie wat sê, vergewe ons sondes. Maar ook sê dit by, soos ek ander vergewe, soos ons ander vergewe, so sal hy ons vergewe. Daar is altyd daai voorwaarde, ons moet nie net hamer op een versie nie. Hebreërs 13 vers 5. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Ek ken baie mense wat geldgierig is. Hulle hele wêreld, hulle hele lewe draai om geld. Dit is asof die geld die aarde in die rondte laat draai deesdae. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het. Want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Here is altyd by ons. Hy sal ons nie begewe en verlaat nie. En as hy sê altyd by ons, hy sal ons nooit verlaat nie. Beteken dit dag en nag, oral, altyd, elke sekonde, al slaap ons, is hy met ons. Maar ons moet ons gedra. En ons moet nie geldgierig wees nie.
dan sal hy ons nooit verlaat nie. Jakobus 4 vers 7 en 8. Onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. So hier's 2 beloftes. Die duiwel sal van ons al wegvlug. En God sal tot ons nader. Maar die voorwaardes, ons moet ons onderwerp aan God. En ons moet ons nader tot God. Dan gaan ons daai belofte kry. Selfs soos in Matteus. Ek spring baie rond in die woord. Daar's nog baie honderde. Hier's net 'n paar voorbeelde wat ek gebruik vandag. Matteus 7. Bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. So, daar sal met 3 goed in 1. Daar sal vir ons gegee word. So ons moet nie net gaan, die Here sal voorsien nie. Ons moet bid. En as ons bid, moet ons opreg bid. Nie 'n ou gebedjie wat 'n rympie word nie. Ons is te geneig om te bid en dit word 'n rympie. Ons dink nie meer wat ons bid nie, sommer outomaties. Bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Wat moet ons soek? Soek Jesus in alles. Dit ander dag gepraat oor fokus. 2 Sondae terug. Ons gesê fokus. Fokus elke dag op ietsie waarvoor jy dankbaar is. Elke donker wolkie het 'n silwer rand, het ons gesê, is dit nie? Ons moet daarin soek. In alles wat ons doen en sien en deurgaan, moet ons iewers Jesus soek. En ons sal hom vind. En vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Klop. En vir hom wat klop, sal oopgemaak word. So daar is baie beloftes, maar ook so is daar baie voorwaardes. Ek meen ons almal weet, niks is vir niks nie. Niks val net in ons hande of in ons skoot nie. Vir alles wat ons wil hê, moet ons iets gee. So die een hand moet gee, dan kan die ander een neem. En God is vol beloftes. Daar is baie. Maar ons moet ons kant van die belofte nakom. En dis baie keer hoekom ons so, ek kan sê, ly, swaar kry, sukkel. So die beloftes moet ons nie net na kyk as dit goed gaan nie. Of as dit sleg gaan nie. Partymal as ons goed gaan, dan bid ons en ons lees Bybel. Ander kere gaan dit goed en ons vergeet van die ding. Ons vat dinge van selfsprekend. Soos toe hulle daar deur die woestyn gelei is, het hulle goed van selfsprekend gevat. Kwartels en manna uit die hemel. Dit was nie van selfsprekend nie. Dit was 'n gawe van God. Die Engelsman sê ons vat dinge vir granted. Vir selfsprekend. Niks is per ongeluk of van selfsprekend nie. Alles om ons, die hele skepping, alles wat ons sien, alles wat ons weet, is sy skepping. So ons kan nie daarby verbykom nie. En om te glo in die beloftes is nie moeilik nie. Daar is baie plekke in die woord, ou profeseë wat al nagekom is, ou beloftes wat nagekom is, wat gedokumenteer is in die woord. In al 66 boeke is daar een of ander belofte. En baie van hulle het waar geword, dis bewys. Van hulle word nog steeds waar vandag. So ons kan glo dat beloftes nog steeds vandag nagekom word. En daai selfde beloftes nog geld vir die toekoms. As 'n mens kyk, wat is geloof?
Geloof is iets waarin ons glo, in die toekoms, wat ons hoop, wat ons nie kan sien nie, maar wat ons glo gaan gebeur. Dit is tog geloof. Baie mense verstaan dit nie. Hoe kan jy aan iets glo wat jy nie sien nie? Baie mense sê hulle glo nie in die Heilige Gees nie. Ek gebruik altyd die wind as die voorbeeld. Ja, kan so lekker kwaad raak vir my. En sê, joh, die wind waai lelik vandag. Dan sê ek, wat se wind? Dan sê sy, kyk hoe waai die wind. Sê ek, jy jok vir my, jy kan nie die wind sien nie. Ja, maar kyk hoe waai die wind. Sê ek, jy sien die blare beweeg in die bome. Jy kan nie die wind sien nie. Dit is nie die wind wat jy sien nie. Maar tog glo jy die wind waai. Want die bewys is daar is bome wat beweeg en takke wat waai. En so is die Heilige Gees. Ons kan hom nie sien nie. Maar tog is dit die een wat vir ons sê, dis reg en dis verkeerd. As jy verkeerd wil doen, wat sê Jan, pas op, jy's besig om verkeerd te doen. Moenie dit doen nie. En as ons ongehoorsaam, dan doen ons die verkeerde ding. En dan breek hulle in by ons huismore. Dan sê ek, Here, ek bid elke aand, beskerm ons. Maar ek was nie gehoorsaam nie. Nou beproef hy my op 'n ander manier. So ons ongehoorsaamheid, en ons sien dit in die woord, die hele woord, almal wat ongehoorsaam was en geloof verloor, sukkel meer. En voorheen het ons al gesels, iemand wat glad nie glo nie, dit lyk asof hulle so maklik deur die lewe gaan. Asof hulle alles reg kry, hulle sukkel nie, met niks nie. Dit is asof alles net reg val in plek vir hulle. En hoe nader aan God kom, hoe nader jy, meer jy Jesus volg, dis hoe moeiliker gaan dit. Maar dan moet ons onthou, as jy nie glo nie en jy doen net wat jy wil, is Satan baie gelukkig met jou. Want dis wat hy wil hê. Hy gaan jou nie pla nie, want jy doen wat hy wil hê jy moet doen. Maar sodra jy Jesus begin volg, en begin bid, en begin die woord te bestudeer, dan is jy 'n bedreiging vir hom. Nou, hy ken ook die woord, hy was 'n engel in die hemel. Hy ken die woord beter as enige van ons, of as ons almal saam. So hy weet presies wat in die woord staan en ons te toets. En waar om ons te vang. En hy wag, hy loop rond, soos 'n brullende leeu, wag wie hy kan gaan verslind. So hy weet, so hoe meer 'n mens probeer is asof, hoe meer sukkel 'n mens. Want hy ken ook al die beloftes, en hy weet daar's voorwaardes. So hy wag jy die klein foutjie maak. Ek kan nie in my geestesoog dink, dan sê hy vir God, ja, jy sê Jan volg jou so goed. En hy weet van hierdie belofte. Maar kyk nou wat doen hy, hy kom nie sy deel na nie, was 'n gelowige is dit nou. Selfs soos Job beproef was, né? Job was 'n baie groot gelowige. En Job is, ek dink in die hele woord, is een van die mense wat die hardste tyd deur is, en die ergste beproef was. Maar hy het vasgestaan op die woord. Hy het vasgestaan op die beloftes. Hy het gesê, Here, jy het beloof my so in jou woord. Hier beloof jy my dit. Maar kyk wat maak jy. Daar beloof jy my dit. Want sy kennis was daar. Hy het die woord geken, hy het die Here geken. So dit is so belangrik dat ons die woord ken en soveel moontlik om bestudeer en meer kennis kry. In die week het ek op ons WhatsApp groep 'n hele boek uitgestuur. Nou nie 'n dik boek nie, ek dink hy's so 40 of 44 blaaie oor verskillende metodes van Bybelstudie. Want ek het baie die vraag gekry in die laaste tyd, mense weet nie hoe om Bybelstudie te doen nie. So daar is 'n baie makliker manier en dan bietjie meer gevorderd. So as jy regkom met die een en jy verstaan dit, gaan na die volgende een toe. En dan raak dit groei eintlik, word al hoe meer en al hoe groter. 'n Bietjie meer ingewikkeld en 'n bietjie dieper.
So die een wat dit graag wil hê en dit nie gekry het of op ons social media is nie, gee gerus julle foonnommer deur die week vir Adel en ek WhatsApp dit vir julle of e-posadres en ek stuur dit. Laat ons kan bestudeer die Bybel. Laat ons kennis meer gaan. Laat ons nie skuldig wees aan hierdie Hosea 4 vers 6 nie. My volk gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis. Laat ons nie skuldig wees aan daai een nie. Tot sover. Ons bid saam so. Hemelse Vader, sê vir u baie dankie vir die woord wat u vir ons gebring het vandag. Here, u gee ons so baie beloftes. Dit kan so goed gaan met ons. Al wat ons kan vra is, dat die Heilige Gees ons lei, dat ons die regte ding doen. Laat ons kennis kan uitbrei oor hierdie beloftes, Heer. Laat ons kant en voorwaardes kan nakom, sodat ons kan die vrug dra van hierdie beloftes van u. Daar is so baie, ons weet nie waar om te begin, Here, maar ons vra dat u ons lei, dat ons dit kan leer, en laat ons dit kan verstaan, en dat ons dit kan gebruik en toepas. Nie net lees nie, dat ons dit kan toepas en ander daarvan vertel, en kan getuig daaroor, en kan bely oor ons sondes, wat ons verkeerd gedoen het, en dat ons dit kan regmaak, en die beloftes kan geniet, soos u wil hê ons moet dit geniet, en dat ons liefde groter kan raak, vir u het ons toch eerste lief gehad. En ons vra dit alles uit die naam van Jesus. Amen. Amen. Dankie. Julle lyk vir my so stil vandag. Seker van dit.